Liewe vriende, baie welkom by hierdie opgeneemde diens. Dit is lekker dat jy inskakel en dat jy saam kyk en mag jy ook die Here se seën en teenwoordigheid beleef. Kom ons begin deur te kyk na die gemeente afkondigings. Op ons verjaarsdaglysie is 'n paar mense wat verjaar, Otto en Tannie Rita en Charles en Arjan. Baie geluk vir elkeen van julle, mag dit 'n heerlike verjaarsdag wees en sommer baie mooi geseënde jaar wat voorlê. Ons bid graag vir mekaar, ons bid steeds vir Hannes Spies en vir Pieter Pretorius wat behandeling kry. Ons bid ook vir die eksamens vir ons skoolkinders en studente, dat dit sommer baie goed sal gaan. Baie dankie vir almal wat deelgeneem het aan ons Houers vol Hoop projek. Ons het nou die sopbottels en die komberse en die warmklere alles uitgedeel. Die skenkings gaan aan die CMR se Vosstraat projek, die sopkombuis daarso, en baie dankie vir elkeen wat deelgeneem het. Ons het Dinsdag Bybelstudie, elke Dinsdagoggend om 9 uur, en ons praat oor die visioene in Sagaria. Jy is baie welkom om te kom saamgesels. Ons het 'n kuier vir nuwe lidmate, donderdag aand die 4de Junie om 6:30. En enige iemand wat by ons wil inskakel, is baie welkom. Dit is goed as jy die kerkkantoor kontak, dat ons net weet jy kom, maar almal is baie welkom, en so oor 'n ligte vingerete en 'n glasie wyn leer ons mekaar beter ken. Ons kaskar is die 14de Augustus, en dis ons groot, lekker fondsinsameling projek. Ons tema hierdie jaar is Drive to Survive. So die drive deel gaan pas by die kaskarre, maar ons wil ook 'n food drive loods, om kos in te samel, spesifiek vir studente, wat sy kos opraak, as die neefsgeld klaar is. En dan, baie dankie vir almal wat bydraes maak tot die gemeente, maandelikse dankoffers en kollektes. Dit alles help om ons geldsakke te laat klop. Jy kan ook aan die einde van die diens weer met SnapScan of op enige van hierdie maniere jou bydrae maak. Vriende, dit is die afkondigings. Ons gaan vandag lees uit Lukas 4 vers 16 tot 21. Maar voor ons saam lees, kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie dat ons by mekaar kan kom, ook op hierdie virtuele manier. Dankie Here, dat ons weet, U kom naby aan elkeen van ons, en waar ons hierna kyk, is U by ons. Mag U elkeen wat hierdie opname kyk aanraak, en 'n woord bring, U woord bring, en verander. Amen. Kom ons lees saam Lukas 4 vers 16 tot 21. Hy, dis nou Jesus, het ook in Nasaret gekom waar hy groot geword het, en soos sy gewoonte was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Toe hy opstaan om uit die skrif voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir hom aangegee. Hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar geskrywe staan, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep, en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Daar het hy die boek toegemaak en aan die amptenaar teruggegee het hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op hom gerig. Toe begin hy hulle toespreek. Vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul. Nou, liewe vriende, verlede Sondag was ons Pinksterfees, en ons het gehoor dat die Here ons stuur om sy getuies in die wêreld te wees. Eintlik sê ons, God was nog altyd aan die werk in die wêreld. En dan stuur hy sy seun, en dan stuur hy sy Gees. Uiteindelik stuur hy sy kerk, om deel te neem aan die dinge wat hy in die wêreld doen. Die volgende vraag wat 'n mens kan vra is, maar goed, wat is die boodskap wat ons moet bring? Wat moet ons sê? Wat is die goeie nuus? En die antwoord is nie so vanselfsprekend nie. Ek het onlangs op interessante navorsing afgekom, waar hulle met sendelinge gesels het, wat werk in Europa, in Duitsland, in Nederland en in Engeland, en ook in Amerika. En hulle het vir die sendelinge uitgevra oor die gesprekke wat hulle met mense het. En die sendelinge het gesê, dis maar eintlik 'n bietjie moeilik. Die eerste probleem wat hulle verduidelik, is 'n probleem van kultuur. Tradisioneel sou sendelinge vir mense vertel dat Jesus gekom het om vir hulle sondes te betaal. Maar daardie beeld sê hulle maak nie meer sin vir mense in 'n hedendaagse samelewing nie. Mense dink hulle is okay, en hulle loop nie rond en vroeg oor sondes wat hulle miskien gedoen het nie.
En om dan verder vir hulle te vertel dat God woedend is oor die sonde, en dit wil oordeel, en dat nou eerder wat die oordeel op sy seun laat afkom, dit maak vir mense nie meer sin nie. Om vir mense te oortuig van hulle sonde, en van God se oordeel, sê die sendelinge, is nie goeie nuus nie, dis slegte nuus. Nou, ek het self al aan baie sendingtoere en uitreike en kursusse deelgeneem, en dit is tradisioneel die wegtrekplek, as met mense gesels wat nie Christen is nie. We praat oor ons sonde en ons verlorenheid. As jy die goeters ken, sal jy weet, dis een van die 4 geestelike wette, en dis die swart blaadjie op die woordlose boekie, die swart kol op die living bull. Maar dit sê die sendelinge, spreek mense vandag nie meer aan nie. Verder is Jesus se kruisdood op sigself moeilik om te verduidelik. Al die sendelinge wat deelgeneem het aan die navorsingsprojek, het met vreugde bely dat hulle glo dat die Here Jesus vir hulle sondes gesterf het, dat hy ons skuld op hom geneem het, dat hy vir ons sonde betaal het. Maar as hulle moes sê wat 'n rol hierdie offerdood in hulle eie geestelike lewe speel, dan het hulle gesukkel. Hulle ervaring van God was baie meer 'n ervaring van God se teenwoordigheid, sy sorg, God se liefde en God se leiding. Jesus se plaasvervangende offer was nie die middelpunt van hulle geestelike lewe nie. En dan was daar die hel. Glo jy in die hel? En wie sou jy sê, gaan hel toe? Gaan enige iemand hel toe? Ek het op skoolkampe het hulle ons graag bang gepraat met die stories van die hel. Hulle het selfs op 'n kol vir ons skyfies gewys van die hel. In die 60er jare het 'n klomp Amerikaanse kerke 'n fliekreeks gemaak waar die hel baie kleurvol uitgebeeld het en gewys het hoe allerhande duiwels by die ingang van die hel mense inwag en hulle dan martel en folter. En dit is vreeslik, vol bloed en wurms en verskriklike dinge. Ek het dit nou die dag op die TV weer raak gekyk en dit is eintlik verstommend. Dit het gemaak dat mense, soos iemand sê, agteruit die hemel ingestrompel het, net om weg te kom van die hel. En vandag, dink ek, is mense agnosties oor die hel. Mense is nie oortuig dat die hel bestaan nie, en nie baie bekommerd dat hulle in die hel gaan beland nie. En selfs versigtige, effens konservatiewe teoloë, van Karel Barth tot hedendaagse Rob Bell, sê dat hulle dink dat God uiteindelik maar almal eendag in die hemel gaan verwelkom. Iemand anders verduidelik dat die idee van 'n straf wat verplaas word, die idee dat ons straf verplaas word van ons na Jesus toe, is eintlik 'n vroeë moderne gedagte. Dit is 'n tipe van gedagte wat gegroei het uit die tyd van die industriële revolusie, toe persoonlike verantwoordelikheid belangrik geraak het, en wette die grondslag van die samelewing. Om te dink dat ek glo, en in ruil vir my geloof sal Jesus my straf dra en my sondes vergewe, is die evangelie as 'n ekonomiese transaksie, 'n ruiltransaksie, en sekerlik 'n verskraling van die goeie nuus. Die vriende, ons weet dat die vroeë Christene 'n baie voller ervaring van die Here se verlossing en genade gehad het. Hulle het geleef in 'n tyd van verskriklike siektes en peste, hongersnood, geweld en oorloë. En hulle het beleef dat God se krag 'n verskil maak. Hulle het beleef dat God hulle op elke vlak van hulle lewe versorg het. Redding was tasbaar, aards, en het hulle totale lewe verander. En ek dink dit is hierdie allesomvattende verlossing wat Jesus in Lukas 4 aankondig. As ons Jesus se woorde versigtig lees, sal ons sien dat hy baie meer bring as wat ons aldag besef, of dalk wat die sendelinge se tradisionele boodskap was. Nou is interessant om hierdie gedeelte te lees. In verskillende kerktradisies lees hulle Lukas 4 verskillend en beklemtoon hulle verskillende gedeeltes, en ek dink juist die velerlei van tradisies help ons om al die kante van God se redding en van die goeie nuus raak te sien. Ons protestantse kerke vergeestelik Jesus se woorde. Martin Luther het 'n baie duidelike onderskeid gemaak tussen jou innerlike lewe wat gered word en jou uiterlike menswees
wat hy maar min of meer afgeskryf het. So lees typiese protestante Jesus se woorde dan as bevrydende woorde vir mense wat gevange gehou word deur sonde, mense wat geestelik blind is, mense wat onderdruk word deur hulle eie skuldgevoelens. Nou vriende, ons weet, innerlike genesing is wonderlike goeie nuus. As mense wat nie Christene is nie, nie die ervaring van sonde en gebrokenheid verstaan nie, ons wat Christene is, ken dit maar al te goed. Daardie moedelose uitroep van Paulus, wat sê, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, dit verstaan ons. In die aand is jy moedeloos as jy terugkyk op die dag, en sien wat 'n simpel, impulsiewe en dom dinge jy dalk gedoen het. Dalk dra jy so iets saam met jou. Dis vir ons ongelooflike wonderlike nuus, dat die Here ons vryspreek van ons sonde, dat hy breek deur ons selfvernietigende patrone, dat hy ons jarelange bagasie van ons skouers aftel, dat hy ons oorgeërfde hang-ups kom uitvee. As ons protestante Christene miskien net op hierdie aspek van redding gefokus het, is dit omdat dit vir ons so kosbaar is. Ons leef uit genade, ons leef van verlossing, van tweede kanse, en ons kan in die wêreld getuies wees daarvan, dat God mense vergewe, en mense skoon was, en mense vryspreek, dat God nuwe mense maak. En ons getuig daarvan, deur uit te gaan, en mense vry te spreek, deur iemand wat dalk iets aan my gedoen het, te vergewe, deur vir mense tweede kanse te gee. Dis een van die grootste voorregte van om 'n Christen te wees, dat ons kan gaan en mense vry maak. Die Here se redding het ook te maak met alledaagse dinge, met my lyf en my gesondheid, met die brood op my bord, my veiligheid in die nag, my werk en my geldsake. Nou in die Pinksterkerke fokus hulle meer op die alledaagse, die lyflike kant van die goeie nuus van Jesus se redding. En Jesus het dit beloof hierso in Lukas 4. Hy beloof dat arme mense kos sal kry, nee, ons weet dat hy het brood gebreek en vis uit het gedeel vir hulle, wyn gemaak vir hulle. Dat blindes se oë oopgaan. Verlamde mense staan op. Die gevangenes wat in Jesus se tyd waarskynlik in die tronk beland het weens slegte skuld, hierdie mense word vrygelaat. Nou ons weet dat die Here Jesus ook ons lywe versorg, dat hy ons ook genees. 'n Party kerke maak iets anders daarvan. Hulle sê dat as 'n mens hard genoeg glo, dan kan jy van enige siekte gesond gemaak word. Hulle redenasie loop, dat hulle sê, dis nie 'n vraag of God siektes wil gesond maak nie. Net soos wat ons weet dat God altyd ons genadig sal wees, so weet ons dat hy, of so weet hulle dat hy altyd siektes wil genees. En daarom vra hy nie dat God iemand gesond maak as hy wil nie, hy wil, sê hulle. En daarom, as iemand nie gesond word nie, is die enigste hakplek hulle self. Dan is daar iets fout met hulle geloof of met hulle geestelike lewe. Nou ons verskil duidelik daarvan. Ons bid maar as die Here wil en sit ons in sy hande. Maar ons beleef elke dag dat die Here vir ons sorg, dat hy ons daaglikse brood vir ons gee. Ons bid vir ons geldsake, ons bid vir werk, ons bid dat die Here ons sal help om verstandige besluite te neem. Ons beleef dat die Here ons inderdaad beskerm, van die son se steek in die dag en van die maan se kwaad in die nag. En as ons siek word, bid ons en beleef ons genesing. En wanneer ons soms nie gesond word nie, vertrou ons lewe en ons sterwe steeds toe aan 'n liefdevolle God. Dit bly vir my verstommend dat die groot skepper van hemel en aarde oor my dinge, vir my gewone dinge omgee, vir my mense sorg. En dit is ongelooflike goeie nuus. Dit is 'n boodskap wat ons kan vertel, dat die Here vir ons sorg, ook vir ons lywe sorg. Ons kan die boodskap deel deur ander mense te gaan versorg, deur God se hande en voete te wees, deur vir mense kos te gee wat nie kos het nie, deur wonde te verbind, werk te gee, deur mense te help om self goeie planne te maak. Ons kan ook vir mekaar bid. Ons kan bid vir mense wat nie vir hulle self bid nie, en ook hulle dinge, hulle probleme en behoeftes en veiligheid en vrese voor die Here se voete kom lê. Die bevrydingsteologie herinner ons aan 'n derde kant
van God se genade en sy verlossing. Jesus het gekom, sê hulle, om geregtigheid te bring. Jesus se boodskap is 'n politieke boodskap, 'n sosiale oproep, 'n ekonomiese verklaring, redding vir armes, vir die randfigure, vir die slagoffers, vir die onderdruktes. En julle weet, dis eintlik 'n stokou dientjie wat ons reg deur die Bybel kry. Onthou julle hoe Miriam Moses se sussie gesing het, nadat God die slawe uit die kake van die Egiptenare gered het, dat aan die ander kant van die Rietsee gekom het. Later het die kinderlose Hanna dieselfde lied gesing, van God wat verstote mense raak sien, God wat genade gee, dinge omkeer. Maria, Jesus se ma, sing verder, dat God groot konings tot 'n val bring, en 'n nuwe wêreld deur die eenvoudige meisie uitrol. Die lied van God wat laastes eerste maak en eerstes laaste, wat 'n koninkryk bring waar kinders die belangrikste is. En die Here Jesus het nie net daaroor gepraat nie, hy het dit ook gaan doen. Hy het gaan stil staan by Saggeus se boom en gaan sit by die Samaritaanse vrou se put en 'n sweep gevleg vir die uitbuiters van die tempelplein. Vriende, ons kan ook die onreg van ons dag by die Here se voete kom lê en verwag dat hy gaan ingryp. Ons kan by hom smeek as ons hulpeloos voel oor groot magte wat in ons wêreld aan die werk is. As ons sien hoe mense vermorsel word deur die ratte van ons samelewing. As mense verwaarloos word deur apatie en gulsigheid en korrupsie. En ons vertel, ons getuig, ons bring die goeie nuus dat God mense vrymaak. Deur die manier hoe ons met brose mense en randfigure omgaan, hoe ons met hulle praat, hoe ons oor hulle praat. Ons bring die goeie nuus as ons opstaan teen iets onregverdigs by die werk, of as ons net huil, soos ons weet in die geseëndes en die saligsprekinge, saam met gebroke mense, omdat ons in God se ingryping glo. Dit is interessant, dat die goeie nuus nie net vir mense bedoel is nie, maar vir die ganse aarde, vir alles wat lewe. Die genadejaar wat aangekondig word, verwys na die jubeljaar, of die jaar van herstel, die hersteljaar, waarvan Levitikus 25 meer vertel. In die 50ste jaar, sê Levitikus, moes 'n hersteljaar wees, waar mense se skuld afgeskryf word, waar slawe vrygelaat word, waar mense net kon rus. Maar dit was nie net vir mense nie, dit was ook vir die skepping, dit was ook vir grond. Die 50ste jaar moet mense die grond uitgelos het. Hulle mag nie geploeg het of gesaai het of geoes het nie, sodat die grond kan asem skep. Die veld se genoeg kos vir mense oplewer. Levitikus het mense en diere, grond en plante, alles aan mekaar verbind. God se herstel en genade en verlossing gebring verkondig vir alles wat leef op die aarde. 'n ander mooi voorbeeld kry ons die storie van Noag. Onthou julle eers vertel Genesis 7, hoe dat God net vir Noag en sy gesin red nie, maar ook alle lewe, soos wat die diere 2 of in 7 na die ark toe aangestap kom. En dan vertel Genesis 9, dat na die vloed kom God, en hy sluit 'n genadeverbond met Noag, maar dit is nie net vir Noag nie. God sluit ook 'n verbond met al die lewende wesens by hulle, die voëls, die wilde diere en die makdiere. Dit is lekker nuus, dat ons weet dat God ook aan die werk is aan die skepping, dat God se genade ook vir ons aarde bedoel is. Ons kan dit verwag en daarom ook saamwerk vir lewe op aarde. By die draai van die seisoene is ons so bewus van die skepping en die vreeslike vloede wat ons gehad het, die aardverwarming, El Nino wat dreig, herinner ons alles aan ons verweefdheid aan hierdie aarde van ons. God se werk en verlossing op die aarde is 'n goeie belofte. En dat ons kan saamwerk om dit te beskerm, is 'n heerlike boodskap wat ons kan oorvertel. As kind het ons altyd op kampe so 'n bewuswording oomblik gehad in die oggende. Dit was my altyd wonderlik om in die natuur te sit en iets te beleef van God se wonderlike skepping en God se grootheid. Dit het my altyd verstom. Ons het ook geleer om nooit 'n papiertjie rond te gooi nie en om mooi na die aarde te kyk. Maar ek het eers jare later die aarde begin beleef as 'n lewe soos ek, 'n lewe naas my, en nie net as 'n voorwerp nie. God het deur die aarde vir my lewe gebring en stuur my om ook vir die aarde te genees en te versorg, om plek te maak
vir lewe op aarde. So liewe vriende, wat is dan die goeie nuus? Is daar goeie nuus? Ons verstaan die sendelinge se vraag baie goed. Miskien is dit vrae wat ons ook baie keer oor wonder. Maar Jesus se aankondiging in Lukas 4 bring die goeie nuus in sy volheid. Dit sê daar's baie dinge om te vertel. God se genade is baie groter as wat ons dit baie keer maak. Ons kan gaan getuig dat die Here ons vry maak en ons stuur om mekaar vry te maak. Ons kan beleef dat die Here ons lywe versorg en daarom kan ons mekaar se lywe beskerm. Dis goeie nuus dat die Here ingryp in die onreg van die wêreld en dinge omkeer. En hy stuur ons om tekens van sy koninkryk op aarde te bring. En ons kan sy verlossing beleef in die koue herfsliggie wat ons voel, die pragtige rooi herfsblare, en dit uitkring met ons respek en versorging van die aarde, ons water, lug, die grond, ons totale planeet. Amen. Vriende, ek nooi jou om nou saam met my die Onse Vader gebed te bid of te sing. Ons 'n gebed waarin ons die Here se versorging beleef en ook bid dat hy ons sal stuur om dit waar te maak. Kom ons luister, sing die Onse Vader. Dankie dat jy deelgeneem het aan hierdie opname. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal by jou wees. Amen.